Die koninkryk is so saad. Dit ontwikkel in ons hart. Ons groei daarin. Ons word sterker. Ons word wyser. Ons sien, jy kan nie op twee gedagtes hinker nie. Ons kan nie die verkeerde prioriteit hê nie. Ons kan nie die verkeerde motief hê nie. Ons moet die saak uitmaak. Waarmee is ek besig? Speel ek kerkie? Is ek in dit om met mense te stry? Is ek in dit om aansien te kry of myself te verryk? Of is ek werklik besig met die Almagtige? Ek en hy. Dawid was 'n skaapherder. Hy was daar in die veld. Hy kom nie mense oor dit stry nie. Dit was net hy en Vader. In die dag toe hy by die reus uitkom. Dus dit hom 'n uitgemaakte saak. Hy was nie onder die invloed van ander mense se gedagtes nie. Hy het nie verkeerde prioriteite gehad nie. Hy het nie verkeerde doel gehad nie. En hy was klaarpraat met die reus. Koop die tyd uit, want die dae is boos. En koop beteken betaal 'n prys vir dit. So dis tyd wat ek kon gebruik het in hierdie koninkryk om my hier voorspoedig te maak, of versorgd of gemaklik, maar ek gebruik daai tyd vir 'n ander koninkryk, ten koste van hierdie koninkryk. En dis presies wat dit is, koop die tyd uit. Nou dis weer die verskil tussen die letter, die moraliteit, die reël op reël, versus 'n koninkryksgedagte. As hy sê koop die tyd uit, dan gaan ek kerk toe en ek sing in die koor en ek lees my Bybel, want ek is besig met werke. Dis nie wat hy sê nie. Hoekom koop ek die tyd uit? Want dis ewigheidstyd, dit verander my totaal. Nou kan ek maar weer sê, ek gaan 'n ander tipe opstanding hê. Elke keer wat ek groei in die geloof, gaan dit verander aan my opstanding. En ek het net nou om dit te bepaal. Moses is klaar met dit, hy kan nie meer nie. Abraham is klaar, hy kan nie meer nie. Dawid is klaar, ons kan nog, ons is nog hier. Ons kan nog 'n verskil maak aan my opstanding, aan my ewige lewe. Nie my verlossing nie, ek is verlos deur die bloed van die lam. Ons gaan verskillend opstaan. Nou dit is nie roem en eer en dis wat is ek werd aan daai kant? Waarvoor kan Vader my gebruik? As ek hier getrou is in die min, kan hy my daar gebruik in die baie. Hierdie wat ons, die tassie, wat ons hiermee vertrek, daai kant toe, is die saad wat gaan bepaal hoe die liggaam daai kant gaan lyk, die mens daai kant. Dit is net so saad nou. As jy seker saad plant, dan gaan dit voortbring. Jy kan nie 'n mosterdsaad plant en dan gaan 'n groot bloekomboom opkom nie. Die saad bepaal. Dit gaan 'n mosterdplant wees. En nou soek ek hierdie groot boom. Aan die ander kant wil ek hierdie groot boom wees. Maar jy kan nie, want die saad wat jy veroorsaak het aan hierdie kant, 'n klein bos veroorsaak of wat ook al. En dis waarvoor ons werk, dis waarvoor ons arbei. 'n beter opstanding.